Ons het begin met 'n reeks oor kom in posisie 2 weke gelede. En ek wil so ver gaan as om te sê dat sonder Heilige Gees kan ek en jy nie in posisie kom nie. Dit is so eenvoudig soos dit. We need Holy Spirit to come into position. Watter posisie dit ook al is wat die Here wil hê ek en jy moet inneem. En vandag praat ons oor die doping met die Heilige Gees en die volgende 3 dae tot donderdag aand toe gesels ons rondom die doping met die Heilige Gees. As jy nou nie Sondagoggend se diens bygewoon het nie, welkom, gaan kyk dit daar op YouTube. Dit was die eerste deel van hierdie waar ons 'n bietjie gesels het oor die doping met die Heilige Gees. Toe ons nou hierdie liedjie sing, I will build my trust in your love, it is my firm foundation. Dus dan dink ek net daaraan, hoe wonderlik is dit, dat Jesus ons so lief het, dat hy Heilige Gees na ons toe gestuur het. Ek kan hom vertrou. Ek kan Jesus vertrou. En uit liefde uit gee hy vir ons die beste wat daar is om te gee. Heilige Gees. Want hy weet hoe absoluut nodig ons Heilige Gees het en sal hê in ons lewens, in die pad wat ons loop. Nou, daar is niks so belangrik soos die vervulling met die Heilige Gees vir 'n kind van God nie. Daar is niks anders so belangrik nie. Ja, jy hoor mooi wat ek sê, vir 'n kind van God nie. Dan word jy klaar jou hart en jou lewe aan Jesus gee. As jy verlore is die belangrikste ding, die bloed van Jesus het jy dan nodig. Jy het vergifnis nodig, jy het nodig om Jesus koning van jou lewe te maak. Maar as jy die Jesus koning van jou lewe gemaak het, die volgende belangrikste ding wat jy in jou lewe kan hê, is om vervul te wees met Heilige Gees. Om vol te wees van die heerlikheid en die krag van Heilige Gees. Ek gaan vanaand so met 3 vrae stil staan. En volgende in die ander aande sal ons ook nou net na 'n paar vrae kyk en ons sal elke keer so 'n bietjie meer in diepte gaan en 'n bietjie meer duidelikheid kry oor wat ons besig is om oor te gesels. So die eerste vraag wat ek vra vanaand is, wat is die doop in die Heilige Gees? Okay, so ek gaan nou nie als herhaal wat ek Sondag gesê het nie. So jy moet nou Sondag se boodskap gaan luister as jy dit nou nie gehoor het nie. Daar het ons reeds al na 'n paar goeters verwys. Hoekom is dit belangrik? Wat is kom ons begin die vraag met, wat is die doop met die Heilige Gees? In die eerste plek, dis 'n kragtige, lewensveranderende ervaring wat ons van God afkry, waardeur God die gelowige beklee en vul met sy krag en sy teenwoordigheid. Dis wat dit is. Dis 'n goddelike, bonatuurlike aanraking. God, Jesus, se teenwoordigheid in ons lewens. En waar hy ons aandoen met krag en met sy heerlikheid. Waar ons beklee word met krag en sterkte. In Lukas 24 vers 49 sê hy, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. En julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Jesus sê, hierdie is 'n belofte, en ons weet, dit kom al lank al in die Ou Testament, is die belofte al gemaak vir ons. So hy sê, hier is hierdie belofte, en ek gaan hierdie belofte in vervulling bring, deur Heilige Gees na julle toe te stuur, om op julle te kom. Om deel te word van julle lewens. Dis 'n kragtige werking van Vader en Seun en Heilige Gees in die kind van God se lewe. Dis die belewenis van ek wil dit amper so stel, van die openbaring van die Here in jou en my lewe op 'n magtige wyse. Dis soos om met God se teenwoordigheid,
sy heerlikheid, sy majesteit gekonfronteer te word. Nou, die meeste van ons ken iemand wat belangrik is, né? Ken julle iemand wat belangrik is? Ken julle iemand? OK, net seker maak. Ek is nou baie teleurgesteld in julle. Ek vra, ken julle iemand belangrik is? Julle kyk my net so uit. Julle moes almal al gesê het, ja. Ja. Ja, ons almal ken iemand wat belangrik is, wat 'n hoe aansien het. As jy nou sit in die sitkamer op jou stoel, né? Jy sit daar. En hierdie persoon kom die vertrek ingestap. Dis 'n persoon met statuur, met weet is iemand met hoe sê hulle gravitas, né? Is iemand nou nie gravitas nie, net hierdie binnekantste krag. As die persoon ingestap kom en jy sit daar op jou bankie met jou voetjies so, jy weet, so op die tafel hier voor jou, en hy kom in en sê vir my, as dit Nee. Jy staan op. Jy verstaan, jy staan op. Jy het iets hier in jou hart wat in aksie kom. Omdat hierdie persoon hier inkom. Daar's respek, daar is agting, daar is ja, jy weet, jy kan selfs 'n opgewondenheid hê om hierdie persoon te sien. Ek bedoel, hier is hierdie mens, hierdie belangrike persoon. Nou daag God in jou en my lewe op, né? Man, jy kan nie bly sit nie. Nee, jy kan nie. Jy kan nie op jou stoel sit met jou voete op die bankie voor jou en sê, nee, iets gebeur wanneer God opdaag. En dis die vervulling met die Heilige Gees. Hy daag op in ons lewens. En iets magnifieks gebeur binne in jou, met jou, rondom jou. Man, daar is sommer baie goed wat gelyktydig gebeur. Die volgende ding is, dit is 'n belofte vir alle gelowiges. So, Heilige Gees is 'n belofte vir alle gelowiges op hierdie aarde. Acts 2:4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. They were all filled. Almal wat in die bovertrek, almal wat in die vertrek bymekaar was, almal is gevul met die Heilige Gees. Niemand is uitgesluit nie. Ons lees in Handelinge 2, vers 14 tot 17. Maar Petrus het opgestaan met die 11 in sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, maar dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. En in die, sê saam met my, laaste dae. Okay, laaste dae. Wie van julle dink ons leef in die laaste dae? Hier is ons almal, né? Spreek God, sal ek my gees uitstort op, sê saam my, alle vlees. Vat gou so aan jou. As jy vlees. So dis ook op jou van toepassing, is dit nie? Alle vlees. So hy sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Heilige Gees se uitstorting is vir alle mense. Van alle tye tot aan die einde van wanneer alles tot 'n einde kom, tot wanneer Jesus Christus sy kerk kom haal. So tot en met daai tyd is dit bedoel vir elke man, elke vrou, elke gelowige mens op hierdie aarde. Man, vrou, kind. Daar's nie 'n ouderdom nie. As jy jou hart aan Jesus Christus gegee het, kan jy vervul word met Heilige Gees. Dis vir jou bedoel. Die belofte is vir jou, vir ons en ons kinders en almal. Dis 'n opdrag vir alle gelowiges. In Ephesians 5:18 we read, and do not get drunk with wine, that is debauchery, but be filled with the Spirit. Okay? Be filled with the Spirit. Nou, dis belangrik, ek het dit nou al vir julle gesê, maar ek gaan dit nou weer vir julle sê. Die vorm waarin die woord geskryf is, nou, as ons dit net so lees, hy sê, be filled with the Spirit. So as jy dit so lees, be filled with the Spirit, dan lees jy dit, kan jy lees daarin dat dit 'n opdrag is.
Is julle nou onseker? Dis nie 'n strikvraag nie. Okay? So jy lees daarin, dit is 'n opdrag. Be filled with the Spirit. So Paulus skryf vir die Efesiërs en sê vir hulle, ek gee vir julle 'n opdrag, word vervul met die Heilige Gees. So kan jy jouself vul? Nee, jy kan nie jouself vul nie. Wat beteken dit dan? Dit beteken jy moet alles in jou vermoë insit om te soek na die vervulling met Heilige Gees. En moenie tevrede wees daarmee as jy dit nie het nie en nie gekry het nie. Julle verstaan dit so. Maar hier's 'n belangrik en ek wil net gou vir julle dit sê. In die Grieks, in die Nuwe Testamentiese Grieks, is hierdie 'n present imperative. Imperatief, alle woorde wat in 'n imperatiewe vorm geskryf is 'n opdrag. Met ander woorde, dis 'n opdrag wat verwag om vervul te word. Dis nie soos wel miskien wanneer jy hele tyd het om daaraan te dink, gaan doen dit nie. Dit is word vervul. Dis nie Paulus toe hy vir die Efesiërs hierdie skryf, het hy nie vir hulle gesê, wel, as jy dink dit is dalk op jou van toepassing of nadat jy nou jouself oortuig het van die dingetjie. Hy sê word vervul. Daar's nie 'n verwagting dat iets anderste sal gebeur nie. So, dis word vervul. It commands an ongoing action. Die present tense beteken, as hy in present geskryf word, in ons is dit die teenwoordige tyd, maar dis 'n teenwoordige, aanhoudende proses, wat nooit ophou nie. Dis die vorm daarvan. So eintlik moes dit daar gestaan het, and be continuously filled. Be continuously filled. And everybody that will ever be part of the Ephesians church, you must be filled with Holy Spirit. Daar's nie keuses nie. Daar's net, Here, U sê vir my, ek moet gevul word met, en dis 'n aksie wat aan gaan. Okay, so dis baie belangrik. Die tweede vraag is, waarom is die doop met die Heilige Gees so belangrik vir elke gelowige se lewe? In die eerste plek, omdat dit die Christense bron van krag is vir lewe en vir diens. Kyk hierson. Die dag toe jy jou hart aan die Here gee, jy 'n keuse maak om Jesus koning van jou lewe te maak. As jy nou 'n grondige sondaar was, dan is daar hier in jou hart hierdie diep dankbaarheid vir dit waaruit God jou uitgehaal het. En hy het jou lewe verander en vernuwe en nuut gemaak. Jy's 'n nuwe mens. Dis 'n ontsaglike groot werk. Maar as jy dink dis 'n groot werk, dan moet jy met die Heilige Gees vervul word en sien wat 'n magtige werk God in jou doen. Ek en jy kan nie daar sonder nie. En jy kan nie sonder die vervulling met die Heilige Gees nie. Broer en suster, ek het in my eie lewe het ek gesien en beleef en ervaar wat God doen wanneer hy jou vul met sy Gees. Ek het gesien hoe dat my liggaam genesing ontvang, sonder dat ek daarvoor vra. Ek het gesien hoe my siel gesond gemaak word, van sommer klomp goed. Ek het gesien hoe my gees kragtig gemaak word. En dis wat hy kom doen, wanneer ek en jy vervul word met Heilige Gees, is daar 'n ek wens ek het al die woorde gehad. Kan jy net vir jouself dink? God kom, en hy stort net sy krag in jou in. En dis wat gebeur. Dis wat gebeur. Hy stort net sy krag in jou in. En dan baie keer lyk ons so flou. Ons is van hierdie cheap Chinese batteries. Hulle loop so gou uit. Handelinge 4, vers 31 tot 33, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Nou, net gou ietsie so oor sê. Dit is nou nie deel van wat ek wil sê nie, maar ek noem dit nou maar gou vir jou. Dis die tweede uitstorting van die Heilige Gees. Jy kan meer as een keer vervul word met Heilige Gees.
Jy kan meer as een keer daardie goddelike bonatuurlike ontmoeting met Jesus en God en die Heilige Gees hê. Dat jy kan dit hê. Okay? So hierdie is die tweede gedeelte, dis nie die eerste een nie. Hierso is nou nadat Petrus hulle in die moeilikheid was en pak slag gekry in die tronk was en so aan, hulle het uitgekom en hulle die Here begin loof en prys en hy sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En die menigte van wat gelowig geword was een van hart en siel, en nie een van hulle het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad, en met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Met groot krag. Julle ken hierdie woordjie krag. Julle sou dit al baie keer gehoor het. Dis die woordjie dynamis, né? Dis in die Grieks is dit, julle ken nou, julle hoor die woordjie, dynamo, dynamiet, weet, daai tipe van goedjies, né? Maar weet julle wat beteken dit? It means specifically refers to being enabled by God himself. Julle is nie baie opgewonde daaroor nie. So met ander woorde, when you are filled with the Holy Spirit, you are enabled by God himself with his power for his purposes. Dis wat gebeur. So he empowers you with his ability for his purpose. Dis wat gebeur. Jy kan nie, hierdie is nie, wie van julle het al gesjok met 'n 220-kie? Hy gooi my sulke bolle hier in jou arms af, het jy al gevoel? Voel sulke goed so hardloop. Dis nie 220 hierdie nie. Ja, hierdie is die skepper van die heelal. Wat met een woord gesê het, laat daar lig wees. En dan was lig. Wat die hele uitspansel hou, alles wat bestaan. Alles wat bestaan. Hier, hy sien die span van sy hand. Dis nie punt van sy duim en sy vinkie se punt. Is alles wat bestaan. Dit lê daar. En is daai God wat kom na 'n gewone mens toe en sê, kom, ek deel my krag met jou. Hier is dit. Ontvang die Heilige Gees. En hy vul jou met daardie krag, met daardie heerlikheid van hom. Jy sien, ons het die vervulling met die Heilige Gees nodig, want wanneer jy in die Heilige Gees gedoop word, sal jy krag ontvang om te getuig. Dit is so maklik vir ons om weg te skram van ons getuienis, want ons probeer dink, wat gaan die ander persoon sê? Sê nou maar, hulle is geafronteer met my. Sê nou maar, ek praat oor Jesus en hulle hou nie daarvan nie. Jy sien, wanneer Heilige Gees oor jou kom en jy gevul word met die Heilige Gees, ontvang jy krag. Dis 'n tweeledigheid. Okay? Kom ons lees gou die vers eers. Acts 1 verse 8 said, but you will receive power, dynamis, when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. You will be my witnesses. So julle sal krag ontvang. Tweeledige krag. Okay? Dis die krag van moed. Hoor jy? Dis die krag van moed. Van durf. Dis die krag wat die vyand in die oë kan kyk. Dis die krag wat sê, dit maak nie saak wat julle met my doen nie. Jesus Christus bly Here van my lewe. Dis die krag wat martelare in 'n kringetjie laat staan het, in die arenas en hulle hande opgesteek het en God geloof en prys het, terwyl hulle roofdiere loslaat om hulle op te vreet. Dis die krag wat gemaak het dat terwyl Christene op pale ingedruk is in pale langs die pad en aangesteek is, terwyl hulle besig is om te brand, besig was om God se naam aan te roep. Dis die krag wat jou die vermoë gee, en dit maak nie saak wat en wie jy mee te doen het nie, dat jy die vrymoedigheid sal hê om te sê, Jesus is koning en Here, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dis daar die krag wat jou krag gee om te getuig.
En nie net dit nie, maar dis die krag om die getuienis te bevestig. Dis die krag wat jy nodig het om vir iemand te sê, staan op en loop. Dis die krag wat jy nodig het om vir blinde mense te sê, maak jou oë oop en sien. Dis die krag wat God vir jou en my beskikbaar stel. Dis die krag wat sê ons kan vir siekes bid en omstandighede bid en God gryp in. Want dis nie my en jou krag nie. Dis sy krag. Dis sy vermoë. Dis syne. En dis wat hy vir jou en my gegee het. Ons ontvang die Heilige Gees, omdat wanneer jy in die Gees gedoop word, jy ook die krag ontvang om die volgende te doen. En ek gaan net vinnig daardeur, daar's so baie. Nee, om die krag om versoeking te oorkom en 'n heilige lewe te lei. Wie sal hou van daai krag? Ons almal sal daar 'n bietjie daarvan nodig hê, nee. Krag om meer effektief te bid. Dit is krag om meer vurig lief te hê. Dit het ons ook almal bietjie nodig. Nee, krag om die woord van God beter te verstaan, omdat die woord vir jou oopgebreek word. Krag om meer effektief te preek. Krag om die werke van Christus Jesus te doen. Krag om die stem van God duideliker te onderskei. Krag om te aanbid. Man, daar is soveel goed wat opgesluit is in die vervulling met Heilige Gees in ons lewens. Daar's te veel. So as 'n kind van God moet ek vir myself 100% sê, daar's nie 'n manier hoe ek nie Heilige Gees kan hê nie. Kan jy verstaan hoekom Paulus sê, word met die Gees vervul? Jy kan nie, want jy kan nie daarsonder nie. Ek en jy kan nie sonder Heilige Gees nie. Ons kan nie sonder die vervulling met die Heilige Gees nie. So die derde vraag wat ek vra is, hoe kan ek met Heilige Gees gevul word? Daar's 3 dinge wat ek moet doen voordat ek vervul kan word. En die eerste een is, ek moet my bekeer. Ek moet 100% 'n werklike wedergebore kind van God wees. Petrus sê vir hulle in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle, dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer julle, en as jy jou bekeer het, wat gaan gebeur? Wat sal gebeur? Kom, dis daar. Bekeer julle, en wat sal gebeur? Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis 'n outomatiese ding. Jy hoef nie daaroor te wonder nie, jy hoef nie te wonder, verdien ek dit nie. Wanneer jy jou hart aan die Here gegee het, is Heilige Gees joune. En jy moet hom ontvang en deel maak van jou lewe. Matthew 5:6 says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. You must be hungry and you must thirst after God. Jy moet 'n dors en honger hê. Heilige Gees het nog nooit homself afgedwing op enige mens nie. En hy gaan dit ook nie begin doen nie. As jy vir hom sê nee, dan gaan jy gaan nie gevul word met Heilige Gees as jy vir hom sê nee nie. Jy moet die oortuiging in jou hart hê, dis wat ek wil hê, en jy moet 'n honger en 'n dors hê om te sê, Here, ek wil vervul word met u Gees. 'n werklike honger en 'n dors wat sal maak dat jy daai ekstra myl loop. As al die water in ons dorp nou weg is. Party dorpe het mos nou met hierdie verspoelings en goeters, se water was nou net weg. So daar's nêrens water nie. Jy kan nie iewers 'n kraan oopdraai en daar's water nie. Jy het ook nie 'n tankie met water nie. Daar's niks water nie. En ek sê vir jou, die enigste kraan wat daar is, né, in ons dorp, is daar by die brug. Daar's 'n kraan met water in. As jy water nodig het, sal jy bereid wees om van hier af tot daar te loop? Wel, miskien sal jy die eerste halwe dag sê, nee, ek gaan 'n bietjie uithou. Maar hier teen die einde van daai halwe dag gaan jy begin dors raak.
En hoe dorser jy raak, hoe vinniger gaan jy loop. Hoe harder gaan jy loop. Want die dors dryf jou. En dis wat jou en my moet dryf. Dan moet 'n dors in jou hart kom na die vervulling met Heilige Gees. Dan moet 'n dors in jou hart kom om te sê, Here, ek wil meer hê. Ek is nie tevrede met waar ek is en wat ek het nie. Ek soek meer. Meer van U, Here. Meer van U heerlikheid, meer van U teenwoordigheid, meer van U krag. Here, ek is honger en ek dors na U en ek soek na U. Jy moet bereid wees om God te gehoorsaam. Handelinge 5:32 sê hy, en ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Hy gee die Heilige Gees aan mense wat gehoorsaam is. So as jy jou hart aan die Here gegee het, en jy het 'n dors in jou hart, en jy sê, Here, ek stap die pad na die beste van my vermoë. Daar's geen rede hoekom jy nie vervul kan word met Heilige Gees. Geen rede. Jy hoef nie superheilig te wees. Jy hoef nie spesiaal te wees. Jy kan maar net jy wees. En dit is vir jou bedoel. Jy ontvang die Heilige Gees deur geloof. As jy, ek het Sondag daarna verwys, baie van ons het opgegroei, baie van u het opgegroei en groot geword in 'n omgewing waar vir jou gesê is dat daar is nie so iets soos die vervulling met die Heilige Gees. Waar dit onken is en die werke daarvan onken is en spreek in tale en die gawes van die Gees onken is. En jy het vir 'n lang tyd met daai ding geloop. So met ander woorde, jy sit met 'n teologie wat vir jou sê dit is nie so nie. En ek kan nou vir jou 100% sê dat daai teologie is nie in lyn met dit wat hier in hierdie woord staan nie. Dis nie. Die probleem is nie dit wat daar staan nie. Die probleem is dit wat hier staan. Julle hoor wat ek sê? Dis my probleem. As ek met 'n twyfelagtigheid na God toe gaan, dan is ek 'n mens, 'n dubbelhartige mens. Ja. Jy kom nie met geloof dan nie. Here, is hierdie of is hierdie nie? Nee. As jy gevul wil word met Heilige Gees, dan moet daar in jou hart 'n oortuiging wees dat dit wat in hierdie woord staan, die waarheid is. As jy kom en jy kom soort van miskien net, kom net uit iemand, hulle gaan vir my bid, miskien net gebeur daar ietsie. Jy moenie met 'n miskien net kom nie. Jy kom met geloof. En jy sê in geloof vat ek dit wat Jesus Christus in die woord gesê het, hy vir my gee. In die geloof vat ek dit, ek maak dit myne, dis myne, ek vat dit, U het dit vir my bedoel, Here, ek is 'n kind van U, ek is 'n wedergebore kind van God, en ek kom na U toe op grond van U woord. Maak seker dat jy nie met 'n dubbelhartigheid of 'n double-mindedness voor hom kom staan nie, maar in geloof sê jy, Here, ek glo dat wat U in U woord sê is die waarheid. Jy ontvang dit deur geloof. Hy sê in Galatians 3 verse 2, 5 and 14 sê, let me ask you this, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Verse 5, does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? So that in Christ Jesus, the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promise through the promised Spirit through faith. Geloof. Ek het geloof nodig. En my geloof is geanker waaraan? Aan 'n God wat getrou is. My geloof is geanker aan Jesus Christus wat se woord ja en amen is.
My geloof is vasgemaak aan Jesus Christus wat sê, jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis waarin dit vasgemaak is. Nie die geloof in die pastoor of die geloof in die kerk of in een of ander storie of 'n ding nie. My geloof is in die woorde van God self. So my geloof is in God. Here, dis wat U sê, daarom glo ek dit. Daarom maak ek dit myne. Ek bær dit in my hart. So met ander woorde, sorteer jou teologie uit sodat jou kop op die regte plek kan wees in geloof. Hy vra nie vir jou om my ekrans af te spring of sulke goed nie. Hy sê net, glo my woorde. Glo wat ek sê. Glo die woord. Die is die woord. Broer en suster, en as jy stoei met dit, vat die Bybel, jy kan die notas vat, maar daar's baie goeders, oralste wat mense wat al baie dik boeke geskryf het oor die vervulling met die Heilige Gees, oor wat dit is en hoe dit werk, gaan bestudeer dit, totdat jy hier in jou hart verstaan, dit is die waarheid. Gaan deel met jou ongeloof, sodat jy by geloof kan uitkom. En hoe doen jy dit? Jy met die leuen, wat dalk oor jare in jou ingesit is, en wat jy dalk self glo, moet jy met die waarheid gaan vervang. Nie met wat ek sê nie, gaan vervang dit met hierdie. Vervang dit met die woord. So gaan spandeer tyd met die woord en vra, Here, wat sê U woord vir my hieroor? Ek hoor nou wat die pastoor sê, wat sê U woord? Ek hoop ek praat die woord in 'n geval. So geloof is 'n noodsaaklike bestanddeel vir die vervulling met die Heilige Gees. Jy moet geloof hê, jy moet dit glo. Jy moet glo, jy moet God glo vir die Heilige Gees. Johannes 7:38 sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê na aanleiding van die Gees wat oor die mense sou kom, of deel van die mense se harte en lewens sou word. Jy moet in my glo. Hoekom sê Jesus hierdie woorde? Hierdie mense met wie hy gepraat het geen idee gehad waarvan hy praat. Nee, hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet wat is Heilige Gees nie. Hulle het nie verstaan dat Heilige Gees deel van die drie eenheid is nie. Hulle het nie, wanneer Jesus praat oor die vervulling met die Heilige Gees self, toe hy vir hulle die opdrag sê en gaan wag daar in Jerusalem, hulle het geen idee gehad. Hulle het nie 'n vooropgestelde idee gehad nie van wat dit is nie. Hulle het nie geweet hulle gaan in tale praat nie. Hulle het nie geweet hulle gaan profeteer. Hulle het nie geweet die gawes van die Gees gaan deur hulle werk nie. Hulle het niks van hierdie goed geweet nie. So wanneer Jesus hier met hulle praat, dan sê hy, glo in my. En hoekom sê hy dit? Hy sê, want dan sal jy die woorde glo wat ek sê. Is dit nie so nie? As ek in Jesus glo, die koning van die konings, as ek in hom glo, en hy sê vir my, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. As hy dit vir my sê, as hy vir my sê, jy sal vervul word met die Heilige Gees, dan glo ek dit. Hoekom? Al weet ek niks van die Heilige Gees af nie. Al het ek dit nog nooit gesien of ervaar of beleef nie. Maar ek glo hom, want ek weet wie hy is. En ek weet hy sal nie leuns vertel nie. En ek weet hy het my lief. En in liefde sal hy doen wat hy moet doen vir my. Daarom glo ek. Ek glo in hom, glo in God. Hy is die doper met die Heilige Gees. Jesus Christus, die doper met die Heilige Gees. Glo in hom. Sit jou geloof in Jesus Christus. En hy sal jou vul met die Heilige Gees. So, neem hierdie 3 stappe van geloof. Luke 11:9-13 says, and I tell you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. If you then, who are evil, know how to give good things to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?
Ek bedoel, dis 'n baie eenvoudige versie, is dit nie? Hy sê, as jy weet hoe om goeie goed vir jou kinders te doen, hoeveel te meer sal, daar's die woorde, hy sê, how much more will, julle sien will, né? Daar sê, will, nou kan julle dit duidelik sien, daar sê, will, hy sê, he will, the Heavenly Father, our Heavenly Father, he say, what will he do? He will give the Holy Spirit. So, hoe moet ek met my geloof deel? Ek moet vir myself sê, my Vader sê, Jesus sê van my Vader, hy sal die Heilige Gees vir my gee, as ek bid. As ek hom vra, sal hy dit gee. Das nie, ek hoef nie daaroor te wonder nie. Dis nie, ek hoef nie 'n teorie oor uit te werk nie. Ek moet dood eenvoudig aanvaar wat hy vir my sê. Kan ek en jy aanvaar wat God vir ons sê? Dink jy so? Ja, absoluut. Absoluut, dis wat hy vir ons sê in sy woord. So ek vra in geloof. So, ek kom en ek sê, Here, ek wil hê u moet my vul met u Heilige Gees. So dis vra. In eerste plek. Die eerste ding. Dan lees ons in Lukas 11 vers 10, hy sê, want elkeen wat bid, ontvang. Elkeen wat bid, doen wat? Hy wat soek vind en wat na hom wat klop sal oopgemaak word. So, as ek bid, moet ek ook ontvang. Ek kan nie bid dan is hier's nie ontvang nie, is dit nie? Nee, ek moet regtig in my hart glo, hy gee vir my, en hy take it, dis myne, ek vat hom net, you must take it, en jy moet nie vir my wag om vir jou iets te gee, of vir die een wat vir jou bid om vir jou iets te gee nie, nee, ja, hy gee dit. Wie van julle wat hier so sit, wat gevul is met die Heilige Gees, is gevul sonder dat iemand vir jou gebid het? Kom nie, steek jou hand, moenie skaam wees nie, steek jou hand op. Kyk hoe 'n klomp mense is daar. Hou gou julle hand op, ek wil julle net gou rond kyk. Kyk gou net rond, sien hoeveel mense is daar, waarvoor niemand gebid het nie, en hulle die Heilige Gees ontvang. Hoekom? Hoekom? Jy sien, ons het 'n geneigtheid, né, om te sê, hier is God se boks. Dis hoe hy werk. Jy sien, hier is die prosedure. You must do this, and do this, and do this, en dan, nee, die Here is iets, hy is iemand heeltemal anders. Die oomblik as jy 'n boks neersit, dan sê hy vir jou, waarheen skop ek hierdie ding? En dan skop hy vir hom, dat hy daar trek. So God doen dit soos hy wil. Maar ek weet net, ek moet ontvang. Maak nie saak waar ek is nie. Of ek op my eie is, en of 20 mense gelyktydig besig is om vir my te bid, en of ek in die gemeente is, en die kerk is hier, waar ons nou by mekaar is, maak nie saak waar dit is nie. Ek moet bid. Ek moet ontvang in geloof. Dis deel daarvan. En dan, 1 Korintiërs 14 vers 14, hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. So met ander woorde, wanneer ek vervul word met die Heilige Gees, en ons sal nou 'n bietjie later, in die laaste aand sal ons 'n bietjie praat oor die tale spraak as 'n teken van die vervulling met die Heilige Gees. Okay? Maar ons sien in die Bybel, as ons net die Bybel lees, mense wat vervul is met die Heilige Gees het in 'n vreemde taal gepraat. Okay? Die meeste van julle wat hier sit, het dit al gehoor, het al iemand in 'n taal gehoor praat. Ons het Sondag het ek ook daarna verwys. So waarvanaf kom hierdie taal? Waarvanaf kom dit? Van Heilige Gees af, in die eerste plek. Maar waar word dit in jou opgewek, hierdie taal? In jou gees. Dis wat hy daar sê.
Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees. So jy kan glad nie hierdie verwar met Afrikaans nie. Praat jy Afrikaans uit jou hart uit? Moet nou nie polities raak nie. Wees nou net eerlik met my. Nee, jy praat Afrikaans hier vanaf. OK? En ons kan op 'n ander manier toets. Praat 'n bietjie Engels. Dan het jy nou regtig hierdie ding nodig. OK? So ons kognitief, ons brein het ons te doen met die taal wat ek en jy verstaan. Die taal wat ek nou hier praat. Maar die taal wat ek ontvang van God af, dit word uit my gees gebore. So wanneer ek vervul word met Heilige Gees, daai teenwoordigheid van Heilige Gees. Ek wil dit so ietsie verduidelik. Ek voel ek moet nader kom. Andrew, jy moet maar die kamera daar op my draai of wat ook al as jy dit so wil hê. Ek voel as ek hier stil staan, gaan ek jou beter kry. OK. Wanneer die Here opdaag in ons lewens, wanneer Jesus opdaag, Vader, Jesus, Heilige Gees, wanneer ek gevul word met Heilige Gees, dan daag hy op in sy heerlikheid. Dis nie die Jesus waar Johannes by die nagmaaltafel met sy kop teen sy bors gelê het nie. Nee, dis die Jesus wat Johannes sien op die eiland van Patmos. Hy sê en toe hy omdraai, hy het agter hom 'n stem gehoor soos magtige waters. En toe hy omdraai, toe kyk hy in die son. Hy sê met sy aangesig het soos die son geglinster. Dis sy heerlikheid. Dis nie die bebloede Jesus aan die kruis nie. Hierdie is die verheerlikte skepper van die heelal. Hierdie is die almagtige, die allerheiligste, die groot ek is, die God van die heelal, in sy volle majesteit, en in sy volle heerlikheid. Nou jy en ek, we do not have the capacity to contain him. Jy kan baie keer nie jou eie opgewondenheid hanteer nie. Wat nog te sê, wanneer God in sy heerlikheid opdaag in my lewe. En dis wat hy doen wanneer hy jou kom vul met die Heilige Gees. Hy daag op in sy heerlikheid en hy stort sy krag in jou in. En jy kan nie flou wees nie, man. Jy kan al flou op die grond lê, of wat ook al, ek weet nie. Maar jy kan jy verstaan wat gebeur hier binne in my gees, hierdie gees van my, hierdie woord wedergebore gees, né? Waar Heilige Gees woon, né? Wanneer Jesus opdaag hier by my. En hy kom raak aan my in sy krag, in sy heerlikheid. Vloei deur my. Hoe kan ek nie reageer nie? My gees. Hy kan nie. Ons is nie gemaak om hom te kan bære iewers te nie. En wanneer dit gebeur, dan sê die woord se strome van dit kom net uit. En hy hier in jou gees, hierdie geesmens, hy roep uit woorde. Hy roep woorde. Wat Afrikaans in my taal, my woorde nie kan sê oor God en van God nie. Nee, ek en jy het nie die vermoë nie.
Dis wat hy roep. En my gees reageer op sy teenwoordigheid. En wanneer my gees reageer, dan is hier 'n opwelling in my binneste. Nou ek en jy kan hierdie ding net so doordruk. Jy kan hom net so doordruk. Of jy kan net sê, Here, fill me with your presence, Lord. Fill me with your presence, Lord. Fill me with your glory, Lord. Fill us with your Spirit. Fill us with your Holy Spirit, my King. Come, Holy Spirit. Come in your glory. Come in your majesty. Come and fill us, Lord. Wie van julle wil hê die Here moet jou aanraak vanaand? Wie van julle wil hê dat God by jou kom stil staan en jou aanraak? Staan op jou voete. Staan op jou voete. Open your hearts, open your minds, open your hearts to Christ, to His glory, to His presence. Jesus, Holy Spirit, we stand in your presence. Jesus, we stand in your presence, Lord. We stand in your presence, Lord.